Hallo en baie welkom. Het jy al ooit regtig in stil staan en wonder hoe alles in die natuur so perfek in mekaar pas? Wel, vandag duik ons in presies dit in, daai ongelooflike verborgde drade wat alles aan mekaar bind. En ons begin by iets baie eenvoudig, 'n dier se huis. Dink 'n bietjie aan jou eie huis. Jy het kos in die yskas, water uit die kraan en 'n dak oor jou kop wat jou veilig hou, reg? So 'n dier se huis is eintlik presies dieselfde. Hulle soek presies daai selfde 3 dinge. Goed, kom ons spring dadelik weg. Om hierdie web te verstaan, moet ons eers die basiese boublok verstaan. En dit is die plek waar 'n dier woon, of soos die wetenskappers dit noem, sy habitat. So, 'n habitat is baie meer as net 'n adres of 'n poskode. Dis die perfekte natuurlike omgewing waar 'n plant of 'n dier alles kry wat hy nodig het om nie net te leef nie, maar om te floreer. Elke spesies is uniek aangepas om juis in sy habitat te kan oorleef. En hier is die resep vir 'n suksesvolle habitat. Dink daaraan so. Elke liewe habitat op aarde, of dit nou onder die see of in die woestyn is, moet hierdie 4 dinge kan voorsien. Kos vir energie, water om te drink, suurstof om asem te haal en natuurlik 'n veilige plek om weg te kruip vir gevaar. As een van hierdie kort, is die hele stelsel in die moeilikheid. En hier in Suid-Afrika, is ons bederf. Ons het soveel verskillende habitatte. Jy kry die akwatiese wêreld van ons oseane en riviere, propvol visse. Dan kry jy die snikhete, droë woestyne waar net die taaiste vetplante oorleef. Ons het die eindeloose grasvelde waar die springbokke wei en die digte, koel woude vol apies en varings. Elke plek het sy eie unieke stelreëls en natuurlik sy eie inwoners. Maar wat gebeur as 'n nuwe ou in die buurt intrek? Jy sien nie alle spesies wat jy in 'n habitat kry hoort oorspronklik daar nie. En dit bring ons by 'n baie belangrike punt. Dis eintlik doodeenvoudig. Ons kry inheemse spesies, dis die locals. Dink aan ons fynbos, die springbok, die leeu. Hulle het hier ontwikkel, hulle hoort hier. En dan kry ons uitheemse spesies. Hulle is soos toeriste wat van iewers anders af gebring is, soos 'n tier wat van Asië kom, of 'n bloekomboom uit Australië. Hulle pas nie natuurlik in die Suid-Afrikaanse legkaart nie. Soms is daardie toerist nie so onskuldig nie. Soms word hy 'n boelie, 'n ernstige probleem. En dan noem ons hom 'n indringer. En die bloekomboom is 'n perfekte en nogal skrikwekkende voorbeeld. Hier in Suid-Afrika het die bloekomboom geen natuurlike vyande wat hom in toom kan hou nie. So wat gebeur? Hy groei en versprei soos 'n veldbrand. Maar hier's die groot probleem, hierdie bome is ongelooflik dors. Hulle suig letterlik al die water uit die grond uit en los niks oor vir ons inheemse plante nie. So ons eie plante begin vrek. Hulle gooi die hele natuurlike balans om. En dit bring ons by die hart van vandag se gesprek, die idee dat alles in 'n habitat deel is van een reuse, fyn geweefde web. As jy aan een draadjie plak, beweeg die hele web. Die spoggerige woord hiervoor is interafhanklikheid, maar al wat dit regtig beteken is dat niemand dit alleen kan maak nie. Elke liewe spesies maak staat op 'n ander een vir iets, of dit nou kos, beskerming of selfs 'n manier is om voort te plant. Dis een massiewe spanpoging. En nou vir die lekker deel, kom ons kyk na 'n paar van hierdie briljante vennootskappe in aksie. Eerste aan die beurt, die bekende span van die narvis en die see-anemoon. Jy ken mos vir Nemo, reg? Wel, hierdie is die ware Jakob. Dis 'n ongelooflike ooreenkoms. Die see-anemoon is giftig vir byna enige ander vis wat naby kom, maar die narvis is immuun, so hy kry 'n super veilige huis. En wat kry die anemoon? Die narvis se oorskietkos en afval is soos kunsmis vir hom. Dis 'n absolute wen-wen situasie. En daai selfde idee van ek krap jou rug as jy myne krap, sien ons ook hier met nog 'n ongelooflike span wat onder die water saamwerk, die chirurgynvis en die seeskilpad. Hierdie is soos 'n mobiele restaurant en 'n karwas, alles in een. Die klein chirurgynvis kry 'n heerlike gratis ete deur al die lastige alge van die seeskilpad se dop af te pik. En in ruil kry die skilpad 'n deeglike skoonmaakdiens wat help om sy dop gesond en skoon te hou. Weereens, almal is gelukkig. Maar hierdie wonderlike spanwerk gebeur nie net tussen diere nie. Glad nie. Een van die allerbelangrikste vennootskappe op die hele planeet is die tussen 'n dier en 'n plant. En die by en die blom is die perfekte voorbeeld. Hierdie verhouding is absoluut lewensbelangrik.
Die by vlieg na die blom vir sy energy drink, die soete nektar. Terwyl hy daar is, plak styfmeel aan sy lyfie vas. Soos 'n klein afleweringsman, vlieg hy na die volgende blom en lewer daai styfmeel af. Dit is bestuiving en dis hoe plante voortplant. Sonder bye sou so baie van ons plante en die kos wat ons eet eenvoudig nie bestaan nie. Maar wag, die web is selfs groter en meer ingewikkeld as wat ons dink, want tot nou toe het ons net oor lewende dinge gepraat. Die ware fondasie van alles is die goed wat nie eers lewe nie. En dis waar die onbesonge helde van die natuur inkom, die ontbinders. Organismes soos bakterieë en swamme is die natuur se uiteindelike herwinningsspan. Hulle breek dooie plante en diere af en sit al daai waardevolle voedingsstowwe terug in die grond, sodat nuwe lewe kan begin. En hierdie bring alles bymekaar. Elke liewe lewende ding, van die kleinste gogga tot die grootste olifant, is totaal en al afhanklik van hierdie basiese, nie-lewende dinge. Sonder lug om asem te haal, water om te drink, grond om in te groei en sonlig vir energie, sou daar absoluut niks wees nie. Punt. Hulle is die onsigbare fondasie van die hele web. So, as elke plant, elke dier, elke swam en selfs die klippe en die water deel is van hierdie ongelooflike, ingewikkelde web, dan los dit ons met een groot vraag. Waar en hoe pas ons die mens in hierdie prentjie? Dis definitief iets om oor te dink.